Graanpryse begin hierdie week laer, maar onder die oppervlak bou daar steeds groot onsekerheid op. Olie, droogte, dierkunsmis en moontlike laer aanplantings kan die markte vinnig weer ondersteun. Ons kyk na hierdie en meer in hierdie week se John Deere graanmarkoorsigh wat met trots aan jou gebring word deur John Deere en Zematic Irrigation Systems. John Deere Financial verstaan dat elke seisoen unieke eise aan jou kontantvloei stel. Daarom bied hulle finansiering wat jou help om nou in die regte toerusting te belê, sonder onmiddellike druk op jou kontantvloei. Eerste betaling geskied eers in 2028. Daar is slegs 4 jaarlikse betalings oor 5 jaar, BTW terugbetaal na 4 maande. Deposito volgens kredietaanvaarding. Dis nou die ideale tyd om jou boerdery met die krag en akkuraatheid van 'n John Deere 9R toe te rus. Aanbod slegs geldig tot 31 Augustus 2026. Op die markte het die witmielie spotprys dan maandag gedaal na R3.300 per ton met die Julie kontrakprys nou op R3.321. Die geelmielie spotprys daal na R3.350 met die Julie kontrakprys op R3.385 per ton. Die sojaboon spotprys het dan ook teruggesak na R6.850 met die Mei 27 kontrakprys nou op R7.100 per ton. Die sonneblom spotprys het dan ook gedaal week op week na R8.570 per ton met die Julie 27 kontrakprys nou op R9.012. Die koringspotprys daal na R5.828 met die Desember kontrakprys op R5.875 per ton. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan tans op R4.480, uitgedopte Argentynse grondbone op R24.762 met die nuutste katoenprys wat dan daal na R11.290 per ton. Kom ons kyk dan vinnig na die nuutste pryswys kunsmispryse. Irium het die afgelope week gedaal met amper R1.000 per ton na R10.953 per ton en kan hierdie pryse onder druk bly tensy Indië terugkeer met groot aankope. MAP het geen duidelike markprys op die oomblik nie en bly swaal en ammoniak baie duur weens min aanbod. Ammoniumsulfaat of AMS staan tans rondom R4.381 en bly swaal die grootste faktor wat kunsmispryse nou opdruk. KCl verhandel nou rondom R6.710 per ton en behoort ook duur te bly aangesien die aanbod in sekere streke 'n bekommernis bly. Hierdie pryse word met trots aan jou gebring deur Pryswys. Benodig jy 'n kwotasie vir kunsmis of enige ander landbou-insette, kontak gerus vir Grete by Pryswys op 083 256 8139. Sy help jou graag om die beste moontlike prys op bykans enige insetproduk te kry. Pryswys, jou skakel na beter insetpryse. Ons is baie opgewonde, ons het 30,000 subscribers op YouTube gekry. Baie dankie vir almal se ondersteuning, sonder julle is dit werklik nie moontlik nie. Baie dankie dat julle deel van die ANT gemeenskap is. Daar is weer eens 'n paar stories wat nou die graanpryse gaan en kan beïnvloed. Ek het die nuus bietjie dopgehou oor die naweek en klink dit regtig meer en meer vir my of ons 'n moontlike ooreenkoms tussen Iran en Amerika nou gaan kry en of dit nou baie naby is. Die oliepryse het ook op hierdie positiewe nuus gedaal en staan tans op $98 per vat. Een man het oor die naweek vir my gesê dat dit lyk vir my of sy kinders se speelgoed ook deur die straat van Hormuz kom en dat alle pryse, maak nie saak wat dit is nie, nou besig is om op te gaan. Maar dit is ongelukkig hoe afhanklik die wêreld van olie op die oomblik is en hoe geïntegreerd dit in elke marksegment is. So as die oorlog stop, kan dit nog druk plaas op mielie en sojapryse oor die kort termyn, maar ek dink nie dit behoort 'n groot afwaartse effek te wees nie. Meeste van dit is reeds in hierdie huidige markpryse ingeprys. Vir nabymaandpryse kyk ons dan ook na die aanplantings in Amerika, as ook hoe die handelsooreenkoms gaan uitspeel tussen Amerika en China. Dit klink egter nie of daar nog baie meer positiewe nuus of enige nuus van die handelsooreenkoms gaan uitkom nie en skuif die fokus dus nou bietjie meer na die aanbod uit Amerika en dis hoe hulle aanplantings nou vorder. Dit is regtig baie droog in sekere areas in Amerika, veral die koringareas, maar is dit nog nie op so vlak in die mielie en soja areas dat die markte regtig bekommerd daaroor raak nie.
Ek dink as dit nou droog gaan bly vir die volgende 3 weke of middel Junie maand toe, dan kan daar baie ondersteuning uit daai mark kom. So hou dit dalk ook mooi dop met een oog. Ek dink die fondse en die markte begin nou hulle fokus bietjie meer op mielies fokus as in byvoorbeeld sojas en kry ek die gevoel dat die sterk opwaartse potensiaal nou meer aan die mieliekant begin lê. Die fondse se posisies begin dit ook weerspieël. Sojas is steeds netto lank, maar dit begin wel afneem, terwyl mielies se net lang posisies baie hoog bly. Dit kan weens 'n paar faktore wees natuurlik. Eerstens, dalk die moontlikheid van 'n laer olieprys wat dan veral sojas en sojaoliepryse negatief kan affekteer. Maar ek dink die groot faktor is die verwagting vir die volgende jaar se aanbod en die impak wat die hoër insetkostes dan veral op mielieaanplantings kan meebring. Mielie se insetkostes is natuurlik baie hoër as sojasin en gebruik dit ook baie meer kunsmis, iets wat nou baie duur geword het. So, die risiko's vir mielies raak net al hoër vir ons produsente en kan dit dalk minder aanplantings vir die komende seisoen beteken. Ek het ook gehoor dat Brasilse boere net so onder druk is soos ons boere en is die verwagting dat hulle hektare vir die eerste keer in 'n lang tyd nie noodwendig meer gaan word nie, dalk gaan stagneer of 'n moontlikheid dat dit ook kan minder word. Dis baie vroeg om dit nou te sê, maar ek dink dit kan ook vir ons gebeur dat ons hektare bietjie minder raak in die komende seisoen. So, wat beteken dit als? Minder mielieproduksie vir hektare wêreldwyd en vraag wat dalk nog kan groei. Gooi daarby in 'n moontlike probleem met produksie, dan kan ons goeie ondersteuning weer terug na veral die mieliemark sien. Ek dink wel dat hierdie verskynsel kan oorspoel ook dan na die koringmark toe en dat daardie pryse ook dan kan opgetrek word. Daar is byvoorbeeld klaar sprake dat Australië se produksie gaan verlaag en kan dit in ander streke ook gebeur as hierdie insetkoste so hoog bly. Dit tesame met die geweldige probleme wat die Amerikaanse koringboere tans beleef, kan weer die koringmark ook ondersteun soos ons na die einde van die jaar beweeg. Ons sien dat daar veral in Kansas, Oklahoma en dele van Texas dit baie onder droogte druk tans is en dat die jongste kondisieverslag wys dat 'n groot deel van Kansas se koringoes reeds swak tot uiterse swak kondisies beleef. Dit beteken dat die koringmark dalk makliker ondersteuning kan kry as wat ons 'n paar weke terug gedink het en begin koring dalk sy eie fundamentele ondersteuningsfaktore nou inkry. Ek dink iets soos sonneblom, wat bietjie meer droogte bestand is, se pryse kan dalk volgende seisoen dalk bietjie meer onder druk kom as ons wel sien dat meer boere in daardie rigting gaan beweeg. So met dit genoem, is die groot onsekerheid vir ons boere tans waarheen die insetkostes wel op pad is en hoe volgende seisoen se winsgewendheid gaan lyk. Ons het as gevolg daarvan saam met Sion Agri 'n baie lekker program vir ons boere ontwikkel. Dis FarmBench en julle kan toegang daarna kry verniet by farmbench.co.za waar julle die nuutste kostes en winsmarges kan sien vir die afgelope seisoen, maar julle kan ook julle beplanning vir die komende seisoen daar gaan doen. Ons het reeds dan die nuutste pryse opgedateer Vrydag, so julle sal kan sien en 'n goeie idee kan kry van waar die winsmarges nou in verskillende streke lê. Kunsmis en brandstof is maar die grootste pryse wat opwaarts beweeg het, maar het ons ook gesien dat iets soos chemiekostes steeds baie naby aan laas jaar se pryse lê. So, as daar dan minder geplant word en die oorlog kom tot 'n einde, kan van hierdie pryse dalk weer hierdie insetkostes en insetpryse dalk weer daal en hoop ek dat ons insetverskaffers mooi na ons produsente hierdie jaar gaan kyk om seker te maak die winsmarges is daar vir almal om steeds volhoubaar vorentoe te boer. Om op te som, pryse is nou onder druk, maar die mark is nog lank nie rustig nie. Olie, weerstoestande, dierinsette en moontlike laer aanplantings kan weer ondersteuning terug na die markte toe bring, veral vir mielies en koring later in die seisoen. So, hou 'n oogie daarop en maak seker om ons video's ook dan dop te hou.
Hierdie week se John Deere graan markoorsig word met trots aan jou gebring deur John Deere en Zematic Irrigation Systems. Tot volgende week.